Vader, ons wil vanoggend kom en ons wil vir U dankie sê vir U seun Jesus Christus. Dankie vir die vriend wat ons in Jesus het. Dankie dat Jesus ons redder is. En Vader, dankie dat ons vrug kan dra, omdat U Gees in ons is. Amen.
Goeiemôre. Ek hoop julle dit geniet. Dankie Werner. Ek weet nie om op my blomme neersit. Kom ons sluit ons oor dan, bid ons net saam. Dankie Hemelse Vader vir 'n lieflike dag. Dankie dat ons sommer vanoggend saam kan kuier rondom U woord. Dat ons kan ontspan, Here, en dat ons kan geniet dit wat U vir ons gee. Ek bid dat U, o Heilige Gees, in hierdie oggend vir ons die woord sal oopbreek, dat ons dit sal verstaan, Here. En dat ons sal hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons sal sien wat U vir ons wil wys. En dat ons nie so krities sal wees dat ons mis dit wat U vir ons wil gee nie. In Jesus naam. Amen. Nou vanoggend se diens is so 'n bietjie anders as die normale. Nie baie anders as wat dit in die kinderkerk verloop nie. Maar ja, vandag is 'n spesiale dag. En dis veronderstel om anders te wees. Ons is op 'n plek waar ek glo meeste van die kinders is kniediep in die eksamen. Ek hoop nie hulle is dieper in die eksamen is dit nie. En ons sien uit na 'n billik wat kom, as die eksamens verby is. So ek wil baie dankie sê aan al die papeteers vir alles wat hulle hierdie laaste week moes opoffer om gou-gou weg te loop, net vir 'n halfuur kerk toe in. Dan oefen ons 2 of 3 keer en dan is hulle weer agter die boeke in. Maar ek glo julle het dit geniet. Nou toe ek moes besluit het oor waaroor gaan ons gesels vandag, is daar soveel goed waaroor 'n mens kan gesels. Maar ons is die afgelope tyd in die kinderkerk besig, waar ons sê maar, 'n gesin is soos 'n plaas. Daar gebeur goed in 'n gesin wat ook op 'n plaas gebeur. Nou ek weet nie, kan ek sien, wie van julle was almal Nampo toe gewees hierdie laaste week? Hande op. Daar's 'n paar hande op. Kan ek sien, wie is almal boere? Hulle is dan nie baie nie, so ek kan 'n grappie oor boere vertel vanoggend. Ons het die voorreg gehad om 'n draai te maak by Nampo. En as 'n mens so deur die stadetjies loop, dan hoor jy baie goed en jy sien baie goed. En jy sien baie mense. En terwyl ons so in die loop is, dan hoor jy maar wat gesels die ouens. Nou ek wil vanoggend by julle weet, waaroor praat 'n boer? Weet julle? Dit hang af. Dit hang af hoe lank is hy al in die boerdery? En dit hang af watter tyd van die jaar dit is. Nou kom ek verduidelik vir julle. As dit voor aan die begin van die seisoen is, dan is die gewone gesprek meeste van die tyd oor hoe lyk die weer. Het jy al reën gehad? Dink jy ons gaan 'n nat seisoen hê? Dis die algemene ding waaroor gesels word. So asof die ander ou moet weet. En dan, soos wat die seisoene verander, dan kom ons op die punt wat die vraag so stadig verander. Mense kom nie agter nie, maar as jy weer sien, dan is dit alwaaroor almal gesels. Wat plant jy?
Nee man, ek het gedink hierdie jaar, so ja, is al wat ek insit. Nee, ek dink jy maak 'n fout. Miskien is dit sonneblom of mielies. En dis die algemene gesprek wat ons hoor. En so 'n bietjie later, dan gaan dit oor die oes. Hoe lyk die oes? Ek hoor ou Piet het 'n rekord oes hierdie jaar. Hy haal soveel ton af hierdie jaar. En ek hoor daai ou, hy het te laat geplant. Daar's niks wat hy kan oes nie. Ek sien hy het al sy beeste ingejaag. En dan kom ons by die laaste deel waaroor daar gesels word. Nou dis waar die lengte van boer inkom. Julle sien die jong boer wat nou net begin boer het en wat baie opgewonde is sy eerste oes en net 'n goeie oes gehad. Nadat die oes af is van die land af, dan gesels hy oor iets heeltemal anders as die ou wat lankal in die boerdery is. Want die ou wat lankal in die boerdery is, waaroor hy gesels is, hoeveel moet ons wegsit vir volgende jaar se insetkoste? En daai ou wat nou sy eerste jaar is, sy eerste goeie oes is, alwaaroor hy gesels is, die nuwe bakkies op die mark. Grappie. Maar dit is wat gebeur in ons geestelike lewe ook. En dis waaroor ek vandag wil gesels. Ek wil vandag gesels oor 'n vraag wat die afgelope jaar al in die kinderkerk elke week bespreek word. En julle sal sien, soos wat ek deur my slides vorder, dat dit nogal aansluiting vind by die grappie wat ek vertel het. Julle sien, wanneer ek my gesin boer, dan kom dieselfde gedagtes by my op. Die eerste ding is ek 'n goeie ouer? Sal ek dit maak? Sal ek genoeg hê vir die jaar wat voor lê? En net soos dat die boer maar al die vrae kan vra, maar niks daaraan kan doen nie, want God is die een wat voorsien. Net so is ons as ouers, nie net ouers nie, maar volwassenes, ouers se ouers, is ons op 'n plek waar ek afhanklik is van wat God vir my moet voorsien. Wanneer ek groenkoring op die land het. In Matteus 13, normaalweg met 'n diens dan word daar gesels oor 1 of 2 verse, maar vanoggend se diens wil ek Matteus 13 voor julle bring en hom half saamvat. Dis waaroor dit hierdie aanbieding vandag gaan. Matteus 13 verduidelik God se koninkryk vir ons. Nou in my voorbereiding was dit vir my interessant geweest, want normaalweg as ek voorberei, dan vat ek verskillende Bybels en ek kyk in verskillende Bybels na wat daar staan, hoe dit oorgedra word, om 'n groter prentjie te kry van wat bedoel word. En ek het die Afrikaanse ou vertaling en die nuwe vertaling en 'n klomp vertalings na gaan kyk. En ek kom op die Passion af. En ek lees in die Passion, nee, die Message. Passion het ek ook gekyk. Die Message sê dit anders as wat die ander Bybels dit sê. En dit is vir my interessant, dalk omdat ek in kinderbediening is. Die Message sê, Jesus was besig om vir die mense stories te vertel. Die ander vertaling sê, Jesus was besig om gelykenisse te vertel. Nou, mens hoor partykeer goed en as jy dit op 'n ander manier hoor, dan maak dit vir jou meer sin. Dan breek dit vir jou oop. Jesus is besig om stories vir die mense te vertel. En sy disippels kom daar, dit staan so in die Message. Sy disippels kom daaraan en hulle sê, Jesus, wat maak jy? Het jy nie beter goed om te doen nie? Hoekom vertel jy vir die mense stories?
En Jesus verduidelik vir hulle hoekom hy besig is om gelykenisse te vertel. Hy sê, want die mense verstaan nie. Hulle hoor, maar hulle hoor nie. Hulle sien, maar hulle sien nie. Hulle luister, maar dit gaan nie in nie. En in Matteus 13 begin Jesus en hy vertel vir ons 'n klomp goed oor die koninkryk. Hy begin, ek hoop die slides hou by, want ek dink nie ek bly by die slides nie. Hy begin en hy sê, 'n saaier het uitgegaan. En dan vertel hy van die verskillende plekke waar die saad geval het. En as jy laer afgaan in Matteus 13, dan kom jy op 'n plek waar hy vertel dit wat julle hier gesien het, van die onkruid wat gegroei het. En 'n klomp verwysings rondom onkruid en saad en plant kom na vore toe. Ons kom op 'n punt waar die vraag vanoggend is, as ons elke dag besig is om saad te plant, het sy goeie saad of slegte saad? Dan is die vraag vir my, waarmee is ek besig? Wat plant ek? Selfde vraag wat die boere vra. Wat plant ons hierdie jaar? Wat plant ek hierdie jaar in my gesin? Het ek 'n plan? Of gooi ek maar dit wat voorkom in die grond en hoop dis goeie saad? Uit hierdie gelykenis wat die kinders vir ons gedemonstreer het, sien ons, daar's goeie saad wat geplant word en daar's slegte saad wat geplant word. En as ons 'n bietjie gaan kyk na wat Jesus se verduideliking was oor die gelykenis, dan gaan dit nie oor regte saad nie. Dit gaan eintlik oor mense. God plant goeie mense. God plant goeie dinge. En die duiwel kom en hy probeer dit spoil. Hy kom en hy probeer om ontslae te raak van dit wat mooi was. Daai mooi sonneblomme op die land wat uitgekom het. Kom hy en hy plant sy vuil goed tussenin. En baie keer is ek en jy, soos Red, ons rooi boer, en ek probeer in my eie krag ontslae raak van hierdie goed wat ek raak sien in my lewe. Hierdie goed wat groei, hierdie onkruid, probeer ek van ontslae raak. En dis nutteloos. Ek kan maar planne maak. Red het 'n byl gaan soek. Nie baie suksesvol nie. Hy het hulle probeer uittrek, nie baie suksesvol nie. En ek en jy maak ook sulke planne. Ons gaan op ons knieë en ons bid en ons sê, Here, help my dat ek hierdie onkruid kan afkap. Maar ek gaan staan nie stil en ek sê, Here, wat is u plan? Hoe raak ek ontslaaf van hierdie onkruid? Want dan sou ek gehoor het, kettingsaag is al uit weg. Eers wanneer ek by Jesus se voete stil word, ek sê vir hom, Here, ek het nie meer raad nie. Ek het al my vuiste in die lug gegooi, ek het al geskree, ek het al gehuil, ek het al alles gedoen. Ek het nie meer raad nie, ek het nie meer planne nie. Wys vir my die uitweg. Dan kom hy met sy uitweg. Jy kan vir ons die volgende slide opsit asseblief. Iewers in my sak dink ek het ek 'n dingetjie om dit self te doen. Kom ons probeer. My vraag vanoggend aan julle is, wat plant ek vandag vir Jesus? Daar's soveel goed wat ek kan plant.
Die afgelope tyd het ons in die kinderkerk elke dag iets gevat. Een dag was vergifnis, die volgende dag was geloof, die volgende dag het ons gesels oor gebed. En so het ons 'n klomp onderwerpe die afgelope tyd deurgewerk met hulle. Vir hulle huiswerkies gegee en gesê, gaan toets dit, gaan oefen dit by die huis. En party het met baie mooi prentjies teruggekom. Party het met baie mooi storieetjies teruggekom, van hoe hulle dit fisies gaan toets het, gaan oefen het. Maar vandag wil ek vir jou as ouer, wil ek vra, wat is jy besig om te plant in jou gesin se land? Het jy gaan navorsing doen oor, wat is nou nodig? In daai klein lyfies se landerye. Of plant ek maar net? Die antwoord is in 1 Korintiërs 13 vers 13. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, nou bly geloof, hoop, liefde, hierdie 3, dis wat ons moet plant. Wat sien hulle by ons? Sien hulle wanneer ek geloof het? Sien hulle wanneer ek hoop? Sien hulle liefde? Want dis al hoe ek dit kan plant. En dan kom Korintiërs 13 vers 13 verder en hy sê, maar die grootste hiervan is die liefde. Oké. Hoe plant ek liefde? Mama, papa? Hoeveel saad het jy in die grond, in jou kinders se lewens, wat hulle wys van liefde, wat hulle leer van liefde? Vaak moeilike vrae vanoggend. Is nie so moeilik nie. Ek het probeer om dit vir julle maklik te maak. Daai deel van Jesus wat stories vertel het my geïnspireer. So ek gaan nie vir julle 'n storie vertel nie. Ek gaan 'n speletjie speel met julle wat ons in die kinderkerk maak. Ek het vir my 'n spinner gemaak. Onthou julle nog 'n spinners? Ek weet nie of die kinders nog daarmee speel nie. Groot mense, julle, ons het almal met dit gespeel. So ek het vir my 'n spinner gemaak. Nou ek het een van die kinders nodig om my te kom help. Hier's 'n spinner. En hierdie spinner het op hom 'n klomp maniere van hoe om liefde te plant. So sy gaan hom vir my spin en dan gaan sy vir ons sê waarop hy geval het. En dan wil ek hê die persoon langs jou, dit waarop hy land, moet jy dadelik doen. Kyk hoe smile die kinders, hulle het al geoefen met dit. Spin hom vir ons, ons sien. Kry, spin hom lekker, daar sy. Ek dink die mat werk nie lekker nie, dalk moet jy hom op haar onderste verhoogie spin. Daar sy. Ja, dit lyk beter. Okay, waarop staan hy? Touch. Een van die maniere hoe jy vir iemand liefde kan wys en liefde kan plant is deur aanraking. So die persoon langs jou, gee hom 'n drukkie. Sit jou hand op sy skouer. Sê vir hom, okay, maklik, né? Nou kom ons doen dit weer. Spin hom weer vir ons. Daar kry hy die slag. Kyk hoe lekker spin hy nou. 'n Geskenkie. Aha, nou moet ons begin dink. Nou 'n geskenkie hoef nie altyd 'n groot geskenk te wees nie. Die kleintjies, hulle weet hoe om dit te doen. Hulle kom by jou aan met 'n blommetjie sonder 'n stingel. Maar dis 'n geskenkie. Dis 'n saadjie van liefde wat geplant word wat sê jy is spesiaal, ek het aan jou gedink. Lukas spin hom weer vir ons.
So hy kan hom nou spin. Diensbaarheid. Dade van diensbaarheid. Serving. Hoe kan ek iemand anders vandag dien? Daar kan jy dit nie nou doen nie. Maar ek wil hê, daar waar jy nou sit, moet jy dink, die res van die dag, hoe kan ek iemand, met wie ek in aanraking kom, dien? Kan ek vir iemand 'n deur oopmaak? Kan ek vir iemand 'n koffie maak? Kan ek vir iemand wat nie op 'n rak kan bykom nie iets afhaal? Daar's soveel idees. Ons moet net dink. Spin hom, kom ons kyk of hy op almal gaan eindig. Nee, spin hom weer, hy's weer op dieselfde ene. Waarop het hy geëindig? Selfde een wat ons al reeds gehad het. Lyk vir my al die maklikes kom eerste. Miskien met jou ander hand gebruik. Daar sê, wat staan daar op hom? I love you. Woorde van erkenning. Sê vir iemand, agter jou, kom ons maak dit die ou agter jou. Sê vir hom iets goeds, iets moois. Dit hoef nie I love you te wees nie, dit kan wees, jy lyk goed vandag. Dankie dat jy gekom het. Iets opbouends. Sien jy hoe lekker is dit? Al voel jy 'n bietjie ongemaklik, dit bly lekker. Dankie vir my. En dan die laaste ene is kwaliteit tyd. Om 'n bietjie tyd te spandeer met iemand. En dit begin naby in onsself. Dit begin by my eie huis. My eie gesin. En dit is nie altyd maklik nie, want ons is besig. Daar's nie tyd nie. Dis 'n leuen, daar is tyd. Ons gebruik dit net verkeerd. So ek wil julle uitdaag vandag en sê, daar's 5 goed. 5 saadjies van liefde wat jy kan plant vanmiddag nog. Voor die son ondergaan. Gaan plant een van hulle. Die vakansie lê voor. Kinders weet nie wat om te doen nie. Veral as dit load shedding is, né? Kom ons speel weer 'n speelietjie. Marlene het vir al die kinders elkeen 'n blaai gemaak met so 'n spinner op. So kinders, vat die blaai, kleur hom in, maak jou prentjie mooi, plak hom op 'n kartonnetjie, knip hom uit en maak vir jou 'n spinnertjie. Sit daar 'n vuurtjie in of sit daar 'n tandestokkie in of enigiets dat jy net kan draai. En dan wil ek julle uitdaag as gesin om eenmal 'n dag verkieslik met ontbyt daai spinnertjie te spin. Te kyk waar hy stop. En challenge die gesin en sê, "Oké, ons spinnertjie het vandag gestop by aanraking. Vanaand kom ons by mekaar met aandete. En dan wil ek by elkeen hoor vir wie jy 'n drukkie gegee. Waar het jy iemand net daai assurance gegee dat hy raak gesien word? Jy hoef niks te sê nie, is net 'n drukkie. Kyk jy ou in sy oë en sien wanneer hy 'n drukkie nodig. So in die oggend spin ons hom, ons kyk waar hy stop. En ons gaan uit vandag en ons het die hele dag om een ding te doen, een saadjie te plant. Te sê, ek gaan vandag iemand dien. Ek gaan iemand soek om te dien. Heilige Gees, wys vir my, wat kan ek vir wie doen? Kom ons maak dit van. Want dit is veronderstel om van te wees. Ons het net so in 'n groef beland, dat ons nie meer tyd het om die goed te doen wat God gemaak het om van te wees.
Ek wil hê julle moet dit deel. Dan kom ek by die laaste gedeelte van vanoggend. As ek geplant het en ek het reg geplant, ek het die regte saad in die grond, dan kom daar 'n oes. En daai oes gaan partykeer met onkruid saam. Net soos wat Red gestruggle het met 'n paar onkruide wat hy net nie kon uit die pad uitkry nie. En hoe ek en jy daardie onkruide hanteer wat in ons lewens voorkom, maak 'n verskil aan die manier wat ons kinders dit vorentoe gaan hanteer. So partykeer is dit nodig dat daar onkruid op my pad moet wees, sodat my kinders kan sien hoe hanteer ek dit. Hoe hanteer ek daai moeilike ou? Hoe hanteer ek daai ding wat gebeur wat ek nie verwag het nie en waarvoor ek nie nou die krag of die energie het nie? Want dis 'n saadjie wat vir hulle hoop gee, wat vir hulle geloof gee en wat vir hulle wys wat liefde is. As jy dit doen, kom daar ewigheidsoes. Ek wil vanoggend hierdie diens afsluit met 'n kort video uittreksel. En hierdie video is vir my 'n sprekende voorbeeld van die oes wat kom as ek met 'n plan saai in my gesin se lewe. Van die oes wat kom wanneer ek tyd maak om te dink oor wat het my gesin nodig? Wanneer moet ek kunsmis gee? Wanneer moet ek water gee? Wanneer moet ek terughou? Want as ek te veel kunsmis gee en te veel water gee, is dit ook nie goed vir die oes nie. So ek moet besef, die regte goed op die regte tyd, die regte hoeveelhede. Dan kan ek 'n verskil maak. Kom ons kyk na die video. If you could have dinner with anyone living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my So, house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, Oh. who would you choose? Probably our whole family, like a whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm gonna get... Bit of a message in it for me. Wat se boodskap is daar vir jou in hierdie? Ek wil afsluit deur te sê, kom ons gaan uit met 'n plan. Kom ons gaan en ons maak 'n verskil. Ons maak 'n punt daarvan, elke dag. Te plant in ons gesinne. Maar nie net in ons gesinne nie, ook in ons gemeenskap en in ons land. Elke een wat ek mee te doen kry. Begin hand aan hand stap met die Heilige Gees, dat hy vir jou kan wys, watter saad moet jy waar plant, wanneer. Dan weet ons, gaan ons die ewige oes hê.
Hemelse Vader, ons kom vanoggend in ons kom repent sommer, Here, oor die geleenthede wat ons gemis het, waar ons nie gesaai het nie. Die geleenthede waar ons die verkeerde goed gesaai het. Here, U het vir ons groen koring gegee. Die lande is vol daarvan, ons eie en ander sinne. Ek kom vanoggend, Here, en ons kom smeek U Heilige Gees, om in die dae wat kom, eerstens vir ons te wys waar daar plekke is wat ons onkruid saai, selfs in ons eie gedagtewêreld. Waar ons onkruid saai in ons eie gesinne, waar ons dit toelaat, Here, sonder om iets te doen daaraan. Maar ek bid ook dat U vir ons sal help. O Heilige Gees, help ons om nie geleenthede te mis nie. Om te beplan in ons eie gesinne, maar ook in die mense rondom ons. By die werk, by ons kennisse, by ons partytjies, waar ons ook al is, Here. Dat dit wat ons doen, dit wat ons sê, dit wat ons aan deel neem, tot eer en verheerliking van U koninkryk is. Here, ons kom meld aan as arbeiders in U land om die oes af te haal, om 'n goeie oes af te haal. Ek bid dat elkeen in hierdie week wat kom, sommer net oplettend sal wees. Oplettend sal wees na wat in die natuur in die gang is, wat geplant is, waar dit geplant is, wat opgekom het, Here, die toestand waarin dit is. Maar dat ons die tyd sal vat om sommer net introspeksie te hou, in ons eie lewens in te kyk, en te kyk waar staan ons oes, hoe vorder dit. Help ons, Here, om nie lui te raak nie, om nie maar Gods water oor Gods akker te laat loop nie, maar werklik in te klim, veral in hierdie tyd waarin ons lewe, in Jesus naam. Amen. By die deur is daar 'n spinner vir elke gesin, minstens, en geniet dit, drink 'n lekker koffie saam met jou gesin, en geniet die week.